Efesiërs 4. Kom ons sluit die oë. Here, u wet is volmaak, dit gee nuwe lewenskrag. U bepalings is betroubaar, dit gee wysheid selfs aan ons eenvoudiges. U opdrag, Here, dit is reg en dit maak die hart bly. U gebod, Here, is suiwer, dit verhelder ons oë. Verbly dan nou my hart en gee my nuwe lewenskrag, verhelder my oë en gee my u wysheid, wys vir my in u woord. Dankie vir die werking van u Gees, wat ook in hierdie oordenking na vore tree. Open u woord vir ons, o Here. Help ons om u raak te sien, o Heer. Ontmoet vir ons, o Heer. Mag ons u hartklop hoor, o Heer. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Kom ons lees Efesiërs 4 vanaf vers 1, ons gaan lees tot en met vers 16. Ek druk julle dit op die hart. Ek wat 'n gevangene is, omdat ek die Here dien. Laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Wees altyd beskeie, vriendelik, geduldig en verdra mekaar in liefde. Lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het te handhaaf, deur in vrede met mekaar te lewe. Daar is net een liggaam en net een Gees, soos daar net een hoop is, waartoe God julle geroep het. Daar is net een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal. Hy wat oor almal is, deur almal werk en in almal woon. Aan elkeen van ons is 'n genadegawe gegee volgens die mate waarin Christus die gawes uitgedeel het. Daarom sê die skrif, toe hy na die hoogte toe opgevaar het, het hy kruisgevangenes saamgeneem en gawes aan die mense gegee. Hierdie drukking, hy het opgevaar, veronderstel tog dat hy eens neergedaal het na wat laer is, naamlik na die aarde toe. Die een wat neergedaal het, is ook die een wat opgevaar het bo alle hemelruimtes uit, om alles met sy teenwoordigheid te vul. Ek wil gou hier's twee goed wat hier somme, kom ons lig het somme nou uit. Dalk verwys ek net weer daarna, maar dis alright. Hy praat hier vroeg in die gedeelte van daar is net een doop. Dit het niks hier met doopbediening te doen nie. Dit het niks hier met hoe daar gedoop word. As hy sê daar's net een doop, dan verwys hy daarna, dit is die inlywing in die liggaam van Christus in, en dit gebeur op een manier, deur Christus Jesus, en dis waarvan die doop my vertel. Die doop vertel my van Christus, wat my kom deel maak het van sy geloofsgemeenskap. Belangrik om dit raak te sien. Die tweede gedeelte wat ons hier ook nou moet raak sien, wat dalk bietjie verwarring kan wees, is, wat is hierdie kruisgevangenes waarvan hier gepraat word? Want toe ons lees die Here Jesus het opgevaar, daar's niemand saam om so wie se kruisgevangenes. Nou is dit belangrik dat die mens gou weer bietjie teruggaan in die Romeinse triomf tyd in. As 'n Romeinse vegter, kryger, generaal, 'n groot veldslag behaal het, en hy teruggekom, dan is hy met weelde en fanfare ontvang. Daar was blommetjies wat geval het, en mense wat gedans het, en linte wat geswaai het, en musiek wat gespeel is, en dan saam met hierdie generaal, agter aan sy perd, gewoonlik die koning wat hy sou oorwin het, gewoonlik aan 'n ketting om sy nek, gestroop van al sy klere, agter die perd aan, en dan is hy seremonieel tereggestel in die amfitheater, so vroeg as wat hulle die groot feestelikheid dan nou reël, maar dis 'n kruisgevangene. Iemand wat saamgeneem is, wat veroorwin is. Nou die kruisgevangenes wat Jesus saam met hom geneem het, word juist so deur Paulus geskryf vir 'n gemeente, vir 'n gemeenskap wat hierdie werking ken, om te sê, hierdie Jesus toe hy hemel toe vaar, toe is dit soos 'n oorwinning, dis sy triomf, dis sy helde ontvangs, en saam met hom dit wat hy oorwin het, sy kruisgevangenes was die dood, was die sonde, die verlorenheid, die hooploosheid. So dis hierdie kruisgevangenes wat Jesus saam met hom geneem het. So, hierdie uitdrukking, hy het opgevaar, veronderstel tog dat hy eers neergedaal het na wat laer is, naamlik na die aarde toe. Die een wat neergedaal het, is ook die een wat opgevaar het bo die hemelruimtes uit, om alles in sy teenwoordigheid te vul. Hier is die derde punt. Kan julle onthou, hier vroeg in die jaar toe ons met Efesiërs begin het, Efesiërs 1 vers 10 en 11,
sê die woorde duidelik, sy doel was om alles wat in die hemel is en alles wat onder die aarde is onder een hoof te verenig, naamlik Christus Jesus. Dit staan in Efesiërs 1 vers 10 tot 11. Nou sê hy weer, die een wat neergedaal het is ook die een wat opgevaar het bo alle hemelruimtes uit om wat te doen? Alles met sy teenwoordigheid te vul. So ons sien heeltyd hier die woorde alles. Ek het hy het vir ons literatuurstudie gegee op universiteit en sending wetenskap, Dr. Andries Hofman. Hy het altyd gesê, as hy Efesiërs oopmaak, hy sê, hierdie is die boek van Ta-Panta. Ta-Panta is die Griekse woord wat verwys na alles, sienlik en onsienlik. En reg deur Efesiërs sal ons agterkom, is dit 'n ritme wat herhaal word. Alles wat in die hemel is, alles wat in die aarde is, of te oorwin, of op 'n beter plek te sit, of te vervul. So hier sal dit dan nou weer wees, dat hy het opgevaar om, nou moet ek eers weer my plek kry, hy het opgevaar bo alle hele ruimtes uit, om Ta-Panta met sy teenwoordigheid te vervul. En dit is die gawes wat hy uitgedeel het. Apostels, profete, evangeliste, herders en leraars. Sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. So sal ons uiteindelik almal kom tot werklike eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seun van God. Dan sal ons sy kerk soos 'n volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus. Dan sal ons nie meer kinders wees nie, ons sal nie meer soos golwe op en af of heen en weer geslinger word deur elke wind van dwaalleer en vals leraars, as vals leraars ons met hulle slinksheid en listigheid op dwaalweë wil wegvoer nie. Nee, ons sal in liefde bly by die waarheid en so in alle opsigte groei na Christus toe. Hy is immers die hoof en uit hom groei die hele liggaam. Die verskillende liggaamsdele pas by mekaar en vorm 'n eenheid. Elkeen van hulle vervul sy funksie en so bou die liggaam homself op in liefde. Nou ons het nou al vir mekaar gesê dat hierdie gedeelte van Efesiërs is te oorweldigend om met een preek te preek. So ons is nou by deel 3 van 1. Efesiërs 4 vers 7 tot 12, Christus rus sy kerk toe vir diens. Want dis op die ou einde waar die eenheid van die kerk die duidelikste sigbaar is. Ek het nou vir julle vertel van kruisgevangenes, so ek het myself daar 'n bietjie voorgespring. Efesiërs 4 vers 7 tot 12, daag ons uit met daai stukkie in geel. Ek gaan daai stukkie in geel wat sê, rus sy kerk toe vir diens, net vir 'n oomblik daar sit. Laat u net so bietjie wonder, wat is hier besig om te gebeur? Christus rus sy kerk toe vir diens. Wie word toegerus? Sê maar. Iemand? Het staan daar. Sê gou. Ons. Ons word toegerus vir diens. Hoe doen hy dit? Hier is so 3 Griekse woorde wat ek vir julle moet verduidelik om te verstaan. Dis amper die sleutels waarmee jy Efesiërs 4 vers 7 tot 12 oopsluit. Lifehacks, ons almal hou mos van lifehacks. Julle weet, dis daai vinnige maniere om iets reg te kry. Ek het nog nooit so daaraan gedink nie. Ek het nooit geweet as jy 'n koevert plak teen die muur en jy boor dan deur, dan val die stof in die koevert en dan is dit mooi skoon. Jy weet, dis 'n lifehack. So, hier's nou vinnige 3 hacks, as ek dit nou so kan sê, om Efesiërs 4 vers 7 tot 12 te verstaan. Dis 3 Griekse woorde, charis, katartismon en diakonias. Charis vind ons in vers 7. Dit verwys na genade wat gegee word. Maar hierdie genade is nie net die genade wat ons vrygespreek het nie. Dis ook genade wat God aan elkeen van sy kinders gegee het. Ons noem dit die genadegawes vir 'n spesifieke doel. Dan die ander woord is die katartismon. Hy rus ons toe. Maar wie julle wat beteken katartismon eintlik?
Dis 'n woord wat gebruik was om te sê, hy maak nette heel. Die woord katartismon verwys na die proses waarin nette, visvangnette, weer heel gemaak is. Met ander woorde, daar waar daar potensieel gate in die sisteem gekom het, om dit weer reg te maak, sodat niks verlore gaan deur die gate in die sisteem nie. En die derde een is diakonias, wat verwys na dienswerk. Die diakonias, waaraan laat dit jou dink? Wat se? Diakens, nee? Dis waar dit vandaan kom. Genade is gawe van Christus. Charis is nie net verlossing nie, maar ook die spesifieke bedieningsgawes. Christus het dit uitgemeet volgens sy wil. Aan elkeen is 'n genadegawe gegee, sê die Bybel elders, daar in 1 Korintiërs 12. Romeine 12 vers 3 verwys ook daarna. Met ander woorde, elkeen van ons soos ons hier sit, of jy nou wil glo of nie, is 'n bedieningsgawe gegee om wat te doen? Hierdie geloofsgemeenskap te laat funksioneer. Niemand kry alles nie. Nie een persoon het alles gekry nie. Maar ons het 'n pakkie wat gemaak word. Ek het daar verwys, ek dink ek het in die snoeiteks ook gesê weer die week, daar's niks so lekker om 'n legkaart te bou. Weet, 1000 stukke. En jy sit in werk om. Interessant, daar staan 7 tot 13 jaar partykeer. Is nogal wonderlik as jy dit in een dag reg gekry het in die 13 jaar. Maar, en dan is jy kant en klaar. En dan kort die middelste puzzelstuk. 999. Jou prentjie is nie voltooi nie. Jy het almal nodig om die prentjie te maak. Niemand kry alles nie. Elkeen kry genoeg genadegawes vir sy roeping. Hoekom? Want dit bevorder nederigheid en onderlinge afhanklikheid. Wie moet onderling afhanklik van mekaar wees? Die geloofsgemeenskap van die Here Jesus. Die bedieningsgawes in vers 11, die 5 rolle, of 4 is ons die herder en die leraar by mekaar sit. Apostels, priesters, profete, herders en leraars. Vir jare lank het die mense daar stil gestaan as ons oor die Efesiërs dink. Dis die herders en die priesters en die profete wat die gemeente aan die gang hou. Nee, is verkeerd. Dis mense wat Christus gee. Dis nie primêr charismatiese gawes nie, maar amptsdraers vir die opbou van die kerk. Die charismatiese gawe verwys daar na hierdie amper spesifieke opgerigte verhewe. Ons gaan net by 'n ander woord kom, elitair. Juffrou Haniel van elitair gehoor. Ek het hom gaan opsoek. Met ander woorde, dis nie net die pastoor en die dominee nie. Hulle is nie hierdie heiliges, hierdie wat uit die hemel uitkom neerdaal het nie. Hulle is deel van die pakkie, maar sien, hulle het 'n ander roeping. Dis nie hulle wat die kerkwerk moet doen nie. Want hulle word geroep as amptsdraers vir wat? Vir opbou van die geloofsgemeenskap, sodat die geloofsgemeenskap wat kan doen? Die dienswerk wat God aan hulle toevertrou het. Dit was nooit die bedoeling gewees dat ons betaal die dominee se salaris, hy moet alles doen nie. Die dominee se roeping is om die gemeente toe te rus. Dis hoekom die gemeentes in die Bybelse tyd anders gefunksioneer het. Hulle het die dominees gehad nie. Hulle het die Paulus gehad wat hulle kom toerus het met briewe, sodat hulle op hulle eie kon aangaan en die werk doen wat God vir een en elkeen vir hulle gegee het. Die toerusting, die katartismos, die herstel van alle gelowiges vir hulle diakonia, sodat die liggaam kan groei tot 'n volwasse man, sê die Grieks, die volheid van Christus, nie elitaire leiers nie, maar toerusters. Dis hulle wat die werk moet doen. Die Bybel sê so. Die Bybel sê so. Vir te lank het die kerk gefunksioneer soos 'n skip met dekstoele, waar die mense lekker agteroor sit en lê, en die kaptein met die skip maar op die water, want ons is op pad na ons bestemming toe.
En die kaptein in die kelder moet sorg dat daar my behoeftes voldoen word. Dis nie wat die Bybel sê nie. Die Bybel sê, elkeen van ons moet toegerus word vir my eie diakonia, sodat die liggaam van Christus kan groei. NG Kerk Kakamas Francis, 948 mense op die boeke. Dit veronderstel 948 mense wat iewers met God se koninkryk besig moet wees. Nie net die ou simpel 7 nie. Elkeen van ons het 'n God gegewe roeping. En my werk is eintlik om julle in staat te stel om julle roeping uit te leef. Want hier's versorgers onder julle, hier's voorbidders onder julle, onder ons. Hier's versorgers onder ons, hier's voorbidders onder ons, hier's onthalers onder ons. Hier's voorvatters onder ons. My roeping is eintlik om julle te help, sodat ons roeping in hierdie gemeente kan laat slaag. So wanneer Tannie Sarah iewers siek is, ek as gelowige weet, om te gaan bid vir iemand wat siek is en die hande op te lê. Weet julle wat is die eintlike roeping van 'n geloofsgemeenskap, van 'n kerk? Hulle met die dominee uit sy werk uitwerk. Die dominee moet oorbodig raak in 'n gemeente, want dan slaag 'n gemeente in sy roeping. Die tyd is verby dat die dominee daarbo is. Die dominee moet in die bank saam met die gemeente sit, want dis ons besigheid hierdie. Dis nie my kerkie. Ek is bevoorreg om leraar te wees in hierdie gemeente, maar dis ons gemeente. Ons het 'n gemeenskaplike roeping in Kakamas. En ons moet maar vandag vir mekaar vra, is hier dalk nie maar 'n paar nette wat reggemaak moet word nie? Want somehow glip daar maar iets deur die gate. Ons het 'n uitdaging. En ek gaan hier 5 stellings op die bord sit vandag, wat ek wil hê ons as gemeente vandag eerlik oor moet wees. Hier is die 5 goed waaraan ons gaan moet werk, en is dit dan nou ons agenda is, vir die volgende 5 jaar in hierdie gemeente, tot ons het reg kry, dan is dit ons agenda. Ons is nou die aand in die kerkraadsvergadering in 'n bevoorregte posisie, waar ons die agenda een kant toe geskuif het. En ons met die Bybel gaan sit het. En in die Bybel ons self gekonfronteer het met die woorde, soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En al hierdie ander dinge sal aan julle gegee word. Die ou vertaling sê, dit sal julle toegevoeg word. Met die vraag, hoe lyk dit by ons in ons gemeente? Hoe is ons as Kakamas besig om God se koninkryk te soek? Vir ons as gemeente. Die 5 wat ons kan uitkry, ek dink is dit 5 of 6? Is nogal 6, ja. Hou op om na die leraar te kyk as die persoon wat die werk moet doen. Vra watter spesifieke garies Christus aan my toevertrou het. Wat het hy vir my gegee om te doen? Wat kan ek doen? Dit is nie grondverskuivende goed nie.
Dis baie keer net na iemand toe gaan met teepot tee en sê, kom ons drink net bietjie tee, vertel vir my hoe gaan dit met jou, kom ek bid saam met jou, en kom ek gaan huis toe. Dis 'n genadegawe om tee vir iemand te kan maak. Maar iemand moet dit doen. Evalueer jou kerk se strukture. So ek moet nou eintlik hier sit saam met julle in die bank. Kom ons wees nou vir 'n oomblik eerlik. As ons gemeente se struktuur evalueer, is dit besig om ons lidmate as verbruikers te bedien, of is ons besig om ons net reg te maak vir ons roeping in die wêreld? Kom ons oordink dit nou so bietjie. Hoe lyk dit regtig hier by ons? Hoe lyk dit regtig by Kakamas? Kom ons vra mekaar vir 'n slag dit eerlik af. Waarmee is ons regtig besig? Word ons lekker warm gebak en mooi woordjies gesê en ons oor ingepraat en dan gaan ek huis toe en of stap ek hier uit as 'n gelowige en ek weet waartoe ek op pad is, ek weet wat ek moet gaan doen. Is miskien goed dat die mannekrag minder is, Chelsea. Laat ons kan begin man up. En Dominee Rion kan nie nou by alles uitkom nie. Tong en ek kies, jy het my in die posisie gesit. Ons gaan moet opstaan. Ons gaan moet aanmeld vir toerusting. Wie julle waarvan droom ek? Ek droom van 'n gemeente wat op 'n maandag aand in die kerksaal by mekaar kom en geleer word om evangelisasiewerk te doen. Ek droom van 'n gemeente wat op 'n dinsdag aand by die kerksaal by mekaar kom en toegerus word om te leer hoe om voorbidding te doen. Ek droom van 'n gemeente wat op 'n woensdag aand by mekaar kom in die kerksaal waar mense toegerus word om diens van barmhartigheid te gaan doen. Ek droom van 'n gemeente wat op 'n donderdag aand by mekaar kom en kom bid vir die roeping van ons gemeente. En ek droom van 'n gemeente wat op 'n Vrydag aand te staan vuur maak en lekker kuier, want dis ook deel van kerk wees. Maar dit voel vir my baie keer, dis daai stukkie wat te veel gevra is. Daai is bietjie te ver. Ek droom van 'n gemeente waarin elke lidmaat in ons gemeente aandui waar hy of sy betrokke is. Kinders ook. Daar's 'n junior jeugkommissie waarop van ons kinders dien. As jy vir my sê ek is in die belangegroep besig om my dorp te probeer roei na 'n beter plek toe, gaan ek vir jou sê dankie, jy's daar besig om jou gawes uit te deel, uit te leef. As jy na my toe kom en sê, Dominee, ek wil regtig nie op die kerkraad wees nie, maar ek is bereid om hierdie gemeente plat te loop en al die kollektes te doen, dan sê ek vir jou dankie, want dan sit ons jou as 'n kolletant in. As jy na my toe kom en sê, Dominee, ek wil besig wees met die besigheid van hierdie gemeente, met die bestuur van hierdie gemeente, met die besluite neem van hierdie gemeente, maar o hemel, ek wil die kollekteer, en sê ek vir jou dankie, ons het vir jou 'n plek. Maar ons gaan hierdie pakkie net kan maak werk as almal na vore tree. En jy hoef nie lidmaat te wees nie. Want 'n attestaat is die laaste ding in my lewe waaroor ek kan worry in 2026. Steek net hand op. Hier is ek. En sien, kom ons wees eerlik, ons doen nie toerusting hier nie. Ons roei ons vrek om 'n stelsel in stand te hou en hy's uitgedien. Die tyd leer ons dat ons moet anders dink, anders doen. Dekonstrueer die idee van geestelike loopbane en herstel die eer van die alledaagse diakonias in jou werk en jou familie.
Dis nie net die dominee en net die kerkraadslid en net die voorbidders nie. Dis ons almal. Dis ons almal wat ingeskakel is. Rion, ek wil nie op die kerkraad wees nie, maar ek sal die gasvryheidsbediening van ons gemeente ran. Waar ons almal wat op 'n manier met gasvryheid betrokke wil wees kan intrek. Kom ons maak hulle as 'n groep by mekaar. Dan weet ons wanneer ons begrafnisse het en bazaars moet hou en al die goed, dan gaan ons na die gasvryheidsspan toe. Daar gaan ons leiers kry. Daar gaan ons die voorvatters kry wat kan begin organise sodat die res van die gemeente kan bykom. Want enige legkaart begin met 'n rampie. En as daai rampie klaar gebou is, dan weet die ander stukkies waar hulle begin inpas. En hoe meer stukkies in die pakkie begin kom, hoe beter raak die prentjie. Hoe kan ons as volwasse gelowiges mekaar help om ophou kinders te wees wat deur elke wind van lering meegesleer te word? Met ander woorde, iemand gaan ons met help om by die skrif te stil te raak en te hoor wat werklik in die Bybel staan, en dis daar waar die dominee se roeping lê. Weet julle wat is vir my hartseer, dat baie keer die mense wat die meeste hieroor bekommerd raak, is juist die wat reeds iewers ingeskakel of betrokke is. Miskien moet ons vir 'n slag ook begin bely hoe ons individuele sukses stel bo die opbouing van die korporatiewe liggaam van Christus. Ek is nog nie met God se koninkryk besig nie. Dit gaan nog te veel oor myself. My eie gemak, my eie gerief, my eie alles. Matteus 6 sê dit mos. Soek allereers die koninkryk van God. Doen ons dit regtig? As ek regtig vanaand of vandag huis toe gaan en ek gaan terug daar na my huis toe, is ek regtig besig om God se koninkryk in my huis te soek. Op my knieë voor die Here tyd te spandeer om te sê, Here, hoe moet ek 'n beter ouer wees vir my kinders sodat U koninkryk in my huis kan kom? Hoe moet ek 'n beter man vir my vrou of 'n vrou vir my man wees, of 'n beter werknemer wees of 'n beter werkgewer wees? Here, hoe soek ek U wil in my gesin? U koninkryk, Here, U koninkryk eerste. En dan die troos, leef met die bewussyn dat jou kleinste daad van diens deel is van Christus se kosmiese plan om sy volheid in die wêreld te bring. Wow. 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 Hy stem saam. Iewers het iemand ons wys gemaak, as ek nie die groot goed doen nie, het ek 'n bydrae om te lewer. Ons gaan in die week stil staan by 'n weduwee wat 2 lepta. Nou dis 2/64ste van 'n denarius. Nou 'n denarius was 'n muntstuk. Dit is 'n dagloon van 'n Romeinse soldaat. Sy 2/64stes daarvan gegee. Julle, dis regtig niks, maar dis al wat sy gehad het. Maar interessant genoeg, die Here Jesus het daai 2/64stes gehoor toe hulle in die offergawe kus val.
En dit gaan nie hier oor 'n offergawe kus wat klingel nie. Maar ons het op 'n tyd gekom waar ons nie anders kan as om nuut en vars te dink oor hierdie gemeente se rol en se roeping langs hierdie Oranje rivier en se bediening langs hierdie Oranje rivier. En wie hoe gaan ons dit maak werk? Deur mense wat opdag. Mense wat bereid is om uit 'n gemaksone uit te tree, want weet julle wat is lekker, as ek inpas by 'n plek waar ek hoort, dan kom die res maklik. In die week sê 'n kerkraadslid vir my, is daar nie 'n manier wat ek op die kerkraad kan dien sonder om te kollekteer nie, want as ek hoor wat die mense van my sê, en die antwoorde en die verskonings wat vir my aangebied word, dit maak my moeg, maar ek is bereid om te werk. Ek is bereid om my alles te gee, maar ek sien nie meer vir daai kans nie. Maar daar's mense wat vir dit sal kans sien. Hierdie 6 punte. Gaat vir ons lank besig hou. Want sien, hy het die gawes gegee, apostels, profete, evangeliste, herders en leraars, en sy doel, hoofletter sy, né? Sy doel, God se doel, is om die gelowiges toe te rus, vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. Hoekom? Want Efesiërs 1 het ons al mooi vir mekaar gesê, ons is verkies, ons is verlos, en ons is deur die Gees verseël vir die roeping wat God op ons lewe geplaas het. Elkeen van ons het 'n pakkie gekry. Plekkie gekry. Sodat God se koninkryk kan kom. Nie myne nie. God se. En ek wil vanmôre jammer sê, as ek julle nie toerus of toegerus het vir dit wat julle moet doen nie. Maar kan julle ook beloof, van nou af gaan dit anders wees. Want die Here verwag het van ons. En die tyd is besig om dit vir ons te leer. Ek druk julle dit op die hart, ek wat 'n gevangene is, omdat ek die Here dien. Laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Amen.